Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my voorreg om vandag saam met jou te kuier. Ek wil u herinner aan 'n paar afkondigings. Die eerste ene is dat ons 'n fondsinsameling hou ten bate van die Seemansorganisasie op die 12de Augustus om 10:00 die oggend. Rian en Johan van Rensburg gaan kom optree en daar sal 'n vrywillige donasie opgeneem word. Daar is nie kaartjies wat verkoop word nie, dis 'n gratis vertoning en alle fondse wat daai dag opgeneem word, sal dan aan die Seemansorganisasie geskenk word. Die dames is ook besig om te brei vir hulle, so indien u wil brei, is u meer as welkom om te vra vir die patroon en dan kan u ook hierdie items vir ons saambring op die oggend en dan sal ons ook sorg dat die manne dit kry. So dit is ons volgende fondsinsameling en dan wil ek hê u moet net daarop let dat ek met verlof is van 30 Junie tot en met 20 Julie en dat daar op daardie Sondag geen video sal wees nie, slegs die eredienste in die kerkgebou. Dan wat ons voorbereidingslys aanbetref, vra ons voorbinding vir oom Johan Kritsener, vir Giel Lerp, wat onder operasie was, en dan vir tannie Gerda Wewe, wat in die hospitaal is tans. Ons vra dat u in hierdie tyd aan hierdie gemeentelede sal dink, en indien daar iemand anders is van wie ons nie bewus is nie, dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat my afkondigings aanbetref. Dis vandag Vadersdag en ek wil graag 'n gedig aan al die vaders opdra en dan gaan ons ook vir hulle gebed doen en sommer ook dan vra dat die Here ons saam wees sal seën. Maar kom ons lees eers die Vadersdag gedig. Vandag sê ons dankie, Pa, vir elke tree wat saamgestap is, vir elke woord van wysheid en vir die liefde wat stilweg wys. Dankie vir sterk hande wat help, vir geduld wanneer dinge skeefloop, vir moed wat aansteeklik is in moeilike tye en vir geloof wat rigting gee. Jy is nie net daar vir die groot oomblikke nie, maar ook vir die alledaagse dae, met 'n luisterende oor en 'n helpende hand en 'n warm hart. Mag hierdie Vadersdag vir jou vreugde bring. Mag jy weet hoe baie jy waardeer word en mag God jou ryklik seën met vrede, krag en genade vir elke nuwe dag. Gelukkige Vadersdag. Kom ons sluit nou die oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag Vadersdag kan vier. Dankie dat U nie net ons Hemelse Vader is aan wie ons elke dag lof en eer kan gee nie, maar dankie ook vir aardse vaders wat daar is om ons hande vas te hou, om ons te lei met insig en wysheid, om vir ons krag te gee en om net die pad saam met ons aan te pak en te stap. Ons wil vandag elke pa nie kom opdra en ons wil vir vra dat U by hulle spesifiek sal stil staan, dat hulle U teenwoordigheid sal ervaar en beleef en wanneer die lewe soms vir hulle druk en moeilik is, dat U vir hulle die nodige krag, insig en wysheid sal gee. Maar laat hulle ook vandag 'n bietjie ekstra spesiaal voel en dat hulle ook besef hoe kosbaar hulle vir elkeen van ons is. Ons wil ook vandag kom bid vir ons saam wees op hierdie platform, waar ons nou uit U woord uit gaan lees, dat U met elkeen van ons sal praat, dat U ons sal aanraak, dat U die woord vir ons sal oopbreek, en dat ons vandag dit sal hoor wat U wil hê, ons moet hoor. En daarom kom vra ons nou, spreek Here, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons staan by ons reeks uit Genesis stil en vanoggend gaan ons verder met ons reeks uit Genesis uit en ek wil voordat ons saam lees, eers met julle 'n gedagte deel rondom vaderskap, nie net in vandag se lewe nie, maar ook in die Bybelse tyd. Nou geliefdes, vandag as ons deur sosiale media gaan blaai, dan sal ons oralste iets van Vadersdag raak sien. Mense wat hulle paas geluk wens met Vadersdag en die prentjies wat ons gaan raak sien gaan byvoorbeeld wees van 'n man wat by 'n braaivleisvuur staan met 'n tang in die hand of 'n pa wat nuwe werksgereedskap gekry het vir die motorhuis en wat daarmee besig is of werkskap. Of selfs dalk van 'n pa wat sit en rugby kyk op die TV, rustig op die bank, of selfs net van 'n pa saam met sy kinders. En as ons kyk na die moderne prentjie van vaderskap, dan is dit 'n prentjie van voorsiening, 'n tipe handyman persoon of iemand wat beskerming bied, iemand wat altyd daar is vir sy gesin. Maar as ons dieper kyk na dit wat regtig vaderskap vir ons uitbeeld, dan is dit nie dinge wat die wêreld
uitbeeld nie. Dis nie wat vir die wêreld saak maak nie. Dit gaan nie oor hoe groot die braai is, of hoe nie die gereedskap is, of hoeveel mense rondom jou tafel sit nie. Nee, vaderskap word gemeet aan die grootte van jou geloof. Vandag neem die woord van God ons na die heel eerste amptelike pa in die geskiedenis van God se volk, naamlik Abraham. Die Bybel noem hom nie bloot net 'n goeie pa nie. Romeine noem hom die vader van almal wat glo. Maar kom ons wees vir 'n oomblik eerlik met mekaar. Toe Abraham in Genesis 21, ons teksgedeelte van vandag, uiteindelik sy seun Isak in sy arms gehou het, was hy nie 'n jong, fikse pa wat gereed was om agter 'n kleuter aan te hardloop nie. Nee, hy was op daardie stadium al 100 jaar oud en sy vrou Sara was 90 jaar oud gewees. Abraham was ook nie die perfekte mens of selfs die perfekte pa nie. Hy het foute gemaak. Hy het kort paaie probeer kies met Hagar byvoorbeeld en hy het soms selfs in sy mou gelag vir God se planne. Tog staan hy vandag hier in Genesis 21 vers 1 tot 7 as die prototipe van 'n godvreesende vader. En nou kan ons vra hoekom? Nie omdat Abraham 'n perfekte man was nie, maar omdat hy aan 'n perfekte God vasgehou het. Paas, die wêreld plaas geweldige druk op julle om perfek te wees. Julle moet die perfekte inkomste verdien, die perfekte man wees, die perfekte kinders grootmaak. Maar die verhaal van Abraham bring vanoggend vir julle en vir ons almal wat daarna luister 'n bevrydende boodskap. God vra nie van jou om 'n superheld te wees nie. Hy vra van jou om 'n man, 'n persoon van geloof te wees. Deur in die voetspore van Abraham te volg en te fokus op die aspekte waarop hy gefokus het. En daarom gaan ons vandag saam lees oor Abraham, 'n man, 'n persoon van geloof, en dit wat in Genesis 21 van hom opgeteken staan. Nou Genesis 21 vers 1 tot 7 is ons teksgedeelte vandag en dit gaan oor die geboorte van Isak. Daar staan die volgende: Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld gebring is, Isak genoem. Soos God vir Abraham beveel het hy vir Isak besny toe hy 8 dae oud was. Abraham was al 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. Sara het toe gesê: God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isak hoor, sal vir my lag. Sy het verder nog gesê: Wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar bors sal voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring. En dan wil ek net vers 6 en 7 wat gegaan het oor Sara wat lag, vir ons uit die Engels uitlees, want dit klink net vir my duideliker uit die Engels. Daar staan: Then Sarah said, God was good to me and has made me laugh, and now everyone will share my joy. No one thought that Abraham and I would have a baby because we were too old, but now I have given a son to Abraham. Isaac grew older and was weaned, and so that day Abraham held a great feast. Ons lees net hierdie enkele verse saam. Nou geliefdes, in hierdie gedeelte sien ons 3 dinge wat Abraham 'n ware vader van die geloof gemaak het. En dit is 3 dinge wat God vandag vir elke pa, ja vir elke ma, vir elke gelowige vandag wil kom vra. Dat ons hierdie 3 dinge in ons lewens sal inbou. Die eerste een is geduld wanneer God se tydsberekening anders as joune is. Die tweede een is gehoorsaamheid om jou gesin, jou geliefdes, prakties op God se pad te lei. En die derde een is om blydskap en lof aan die Here te gee
juis in jou huis waar dit moet weerklink. So kom ons kyk na hierdie ou verhaal en ons gebruik dit as 'n bloudruk vir hoe ek en jy 'n persoon van geloof kan wees in die 21ste eeu. Die eerste gedeelte waarby ons stil staan is die vader van die gelowiges se grootste toets was sy geduld gewees. Toe God vir Abraham in Genesis 12 geroep het hy aan hom 'n groot nageslag beloof. Abraham was op daardie stadium 75 jaar oud. Nou in Genesis 21 is hy al 100 jaar oud. Dit beteken Abraham moes 25 jaar lank wag op die vervulling van hierdie een belofte. Dis ware geloof, want ware geloof beteken om te wag op God se tyd. Natuurlik het Abraham in hierdie krisisjare soms gesukkel en getwyfel en het hy baie foute gemaak. Dink maar aan die plan wat hy met Hagar gemaak het om vir homself 'n kind te verwek. Maar tog sê Romeine 4 vers 20 dat Abraham nie deur ongeloof getwyfel het nie, maar krag ontvang het deur die geloof en aan God die eer gegee het. Dis moes Abraham leer om geduldig te wag. Maar een ding is verseker, en dit is dat God se horlosie nooit laat loop nie. Genesis 21 vers 1 bevestig hierdie gedagte, wanneer dit met die woorde begin. Die Here het aan Sara gedink, soos hy beloof het. Dit bevestig vir ons dat God getrou is, dat hy sy beloftes nakom en dat niks vir hom onmoontlik is nie en dat sy tydsberekening perfek is. Want wanneer alles verlore lyk, te laat lyk, hopeloos lyk, wanneer dit wetenskaplik, menslik onmoontlik is, kom God en maak hy die onmoontlike moontlik, sodat mense moet sê, dis God wat dit gedoen het. Niemand anders is in staat om dit te kan doen nie, behalwe God. En dan wil God deur sy ingrype wys dat hy almagtig is, dat hy in beheer is en dat hy alles kan verander. Geliefdes, die vraag wat ek en jy vandag vir ons moet vra is, leer ons om op God te wag en geduldig te wees, soos wat Abraham dit moes geleer het. En dis moeilik. Dis baie moeilik want ons leef in 'n kitswêreld. Ons wil kitskos hê, ons wil kitsukses hê en ons wil kits antwoorde op ons gebede hê. Ons wil nie wag nie en dikwels wanneer ons moet wag, wanneer God nie dadelik antwoord nie, dan dink ons dat God ons vergeet het. En ons vergeet dat geloof vergelyk kan word met die groei van 'n boom. 'n Boom moet eers onder die grond wortels skiet. En daardie wortels wat geskiet het, dit groei dan onder die grond, dit word sterker en dit brei uit. En niemand sien die groei wat onder die grond plaasvind nie. En dit gebeur nie oornag nie, dit vat tyd. En dan, op 'n stadium sal daar 'n stam uitkom met blare. En dan heel wat later eers, sal daardie boom begin vrug dra. Dit vat tyd. In Abraham se geval 25 jaar, voordat hy die vrug van sy vertroue gekry het. Dis wil hierdie gedeelte vir ons kom sê, hou moed. Dit wil ons kom bemoedig wanneer ons moedeloos word, om te sê, moenie moedeloos word nie. Volhard, vertrou en wees geduldig. God is besig om te werk, al kan jy dit nie sien nie, al lyk dit nie vir jou so nie. Maar wag aktief. Wat beteken dit om aktief te wag? Terwyl jy wag dat God se plan realiseer, hou aan om te bid. Hou aan om te bid vir daardie deurbraak. Hou aan om te bid vir daardie kind wat afgedwaal het, of die kind wat opstandig is, of die een wat God nie ken nie. Hou aan bid vir jou huwelik, vir jou werk, vir die skool, vir jou gemeente, ja, selfs vir ons land. Maak nie saak hoe lank dit vat nie. Moenie moed opgee nie. God se tydsberekening is perfek. Jy hoef nie dinge in jou eie hande te neem of kort paaie te kies wat teen God se wil is nie.
Nee, wag net op die Here. Hy sal ons nie teleurstel nie. Wat moet die paas uit vandag se gedeelte hoor? Wel, die paas moet hoor dat jy nie perfek hoef te wees nie. Dat alle mense foute maak. Erken jou foute en stap die pad saam met God. Vertrou hom met jou lewe, jou werk, jou gesin en stel 'n voorbeeld van geduld en vertroue. Prakties beteken dit om in beheer te wees van jou reaksie wanneer krisisse oor jou pad kom, om kalm te bly met die daaglikse irritasies en geduldig op te tree. Onthou, kinders kyk hoe jy optree en hulle leer uit jou voorbeeld uit. Tweedens moet ons geloof sigbaar word in die praktyk. Met ander woorde, deur ons gehoorsaamheid aan God. In Genesis 17 het God die verbondsteken van die besnydenis ingestel. Dit was 'n fisiese merk in die vlees wat gewys het, hierdie mens behoort aan God. Dit is amper soos ons doop wanneer ons babatjies doop in vandag se tyd. Dit is 'n simboliese teken wat wys hierdie kind behoort aan God. Nou toe Isak gebore is, het Abraham nie gewag of geredeneer oor of hy dit nou moes doen of nie en wanneer dit gedoen moes word en of die kultuur van sy tyd dit aanvaar al dan nie. Nee, ons lees in Genesis 21 vers 4 en 5 dat Abraham Isak op die 8ste dag besny het, presies soos God hom beveel het. Geloof vir Abraham was nie 'n private opinie of 'n filosofie nie. Dit was 'n konkrete stap van gehoorsaamheid. As die hoof van sy huis het hy die geestelike verantwoordelikheid geneem om sy seun dadelik onder die genadeverbond van God te plaas. Abraham se gehoorsaamheid en die besnydenis was 'n daad wat Abraham se hele huishouding en almal wat dit bygewoon het kon sien. Dit was 'n openbare belydenis dat hy en sy gesin die Here dien. Wat moet paas uit hierdie gedeelte hoor? Wees die geestelike leier. Moenie die geestelike opvoeding van jou kinders net aan die ma of die sonnaarskoolonderwyser of die kerk oorlaat nie. Nee, neem die inisiatief. Neem jou gesin kerk toe. Lees saam met jou gesin Bybel. Bid saam en vir hulle. Onthou, kinders luister selde na wat ons sê, maar hulle mis nooit wat ons doen nie. 'n Pa kan nie sy kinders beveel om iets te doen as hulle hom nie dit sien self doen nie, want dan gaan dit nie vrugte afwerp nie. As jou kinders sien dat jy met integriteit leef, gaan hulle ook so leef. As hulle sien dat jy uitreik na die mense in nood, gaan hulle ook leer om uit te reik na mense in nood. As hulle sien jy openbaar 'n gesindheid van vergifnis, dan gaan hulle ook daardie gewoonte aankweek. Jou lewe, jou woorde en jou dade moet getuig van jou geloof en jou gehoorsaamheid. Maar hierdie geld nie net vir die paas nie, dit geld vir elkeen van ons, almal van ons. Geloof is nie net 'n teorie of 'n gevoel nie. Dit is iets wat ek en jy uitleef. 'n Gelowige wys sy en haar geloof deur daaglikse gehoorsaamheid aan God se woord. Gehoorsaamheid in die klein dingetjies van die lewe. Soos om God se opdragte uit te voer, selfs wanneer dit ongerieflik is. Dit is om te kies vir die waarheid, selfs al kos dit jou iets, om op te staan vir wat reg is, al is jy die enigste een wat opstaan, om te vergewe en te vergeet, al is jy die enigste een wat dit doen, om vir mense tweede kanse te gee, omdat God vir jou 'n tweede kans gegee het, om diensbaar te wees en die vrug van die Gees uit te leef, omdat jy dit as 'n gawe van God ontvang het, juis om diensbaar te wees aan God en aan jou medemens.
Die laaste punt waarby ek wil stil staan, tref ons aan in vers 6 tot 8, waar Sara sê, God het my laat lag. Elkeen wat dit hoor, sal saam met my lag. Hier gaan dit oor 'n vader wat God se blydskap en lof deel. Die naam Isak beteken letterlik, hy lag of lachend. Voorheen het Abraham en Sara gelag uit ongeloof, toe God gesê het hulle sal 'n kind kry. Maar nou verander God hulle lag van ongeloof na 'n lag van pure vreugde en lofwaardigheid met die geboorte van Isak. Dit bring vreugde en Sara erken dat God haar laat lag het. En Abraham reël 'n groot feesmaaltyd toe die kind gespeen is. Nou in die Midde-Ooste se kultuur was hierdie maaltyd 'n openbare viering van God se trou. Abraham het nie sy seëninge weggesteek nie. Hy het sy hele gemeenskap uitgenooi om saam met hom die goedheid van die Here te vier. Om vir die Here dankie te sê, eerstens vir hierdie kind, vir hierdie nageslag, en tweedens dat die Here hom bewaar het en beskerm het en dat hy nou al omtrent teen die ouderdom van 3 jaar oud is, want hulle het geglo in daardie tyd dat die eerste 3 jaar van 'n babatjie se lewe die gevaarlikste tyd is. As die babatjie die eerste 3 jaar oorleef, dan beteken dit die kans dat hy volwassene gaan word is baie goed. So met hierdie feesmaal wou hy vir God dankie sê en wou hy fees vier vir God se goedheid en sy getrouheid. Wat moet ek en jy uit hierdie enkele verse leer? Dat ons die seëninge uit God se hand moet vier, dat ons die lewe moet vier. Baie mense dink 'n Christelike huis moet ernstig, somber en vol reëls wees, maar die huis van Abraham, die vader van gelowiges, was gevul met geluide van lagende kinders en mense wat fees vier en saam 'n feestelike maaltyd geniet. God se teenwoordigheid bring nie swaarmoedigheid nie. Dit bring diep, egte lewensvreugde. Ons moet leer om die mooi dinge, die klein dingetjies in die lewe raak te sien en te vier. Wanneer God vir jou, jou gesin of jou geliefdes iets gedoen het of 'n gebed verhoor het, stop en vier dit. Sê hardop vir die mense rondom jou, kyk wat het die Here vir ons gedoen. Dit bou hulle geloof, jou geloof vir die toekoms. Hou weekliks 'n dankbaarheidsete. Een keer 'n week kom julle saam as familie, as gesin, as uitgebreide gelowiges en dank God vir sy deurbrake, vir gebedsverhoring, vir die feit dat hy teenwoordig is, dat hy voorsien en sorg in ons lewens. Hou 'n geseënde bottel. Dit is 'n gewone glasbottel en wanneer daar 'n seëning oor ons pad kom, dan deel ons dit met mekaar, skryf dit op 'n papiertjie neer en gooi dit in die seënbottel. En dan een keer 'n jaar, soos met Oujaarsdag, dan neem ons al hierdie papiertjies en ons lees dit hardop voor en ons loof en prys die Here vir die seëninge wat die afgelope jaar oor ons pad gekom het. Wat moet Paas vandag hoor? Bring vreugde in jou huis in. 'n Pa moenie net die een wees wat dissiplineer en die reëls toepas nie. Jy moet ook die een wees wat die toon aangee vir dankbaarheid en blydskap. Vier God se seëninge. Sê vandag vir jou kinders dat hulle geskenke van die Here af is. Bou 'n nalatenskap. Abraham se geloof het deurgesuur na Isak toe. Jou rol as pa is om 'n geestelike fondament te lê wat geslagte lank sal hou. Onthou, jou kinders kyk op na jou toe. Geliefdes, wat moes ek en jy as gelowige vandag gehoor het? Die wêreld meet sukses aan die dinge wat 'n mens met jou hand kan vashou. Jou besittings, jou inkomste, jou geliefdes, jou motor, jou huis, alles wat jy aan kan vat. God meet jou sukses as 'n gelowige aan die feit dat jy sy hand vashou. Wanneer jy jou hand in die hand van die almagtige God plaas, verander alles in jou lewe. Jou geduld word versterk omdat jy weet God is in beheer van alles. Jou gehoorsaamheid word 'n rigtingwyser, verander omdat hulle sien dat jy die Here eerste stel.
Jou lewe word gevul met blydskap, omdat jy doelbewus stop om God se groot genade te vier. Geliefdes, as jy vandag iets uit hierdie gedeelte vir jouself wil neem, dan is dit dat jy moet onthou, jy hoef nie 'n perfekte gelowige te wees nie. Wees net 'n gelowige wat oorgaan tot aksie. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir vandag. Dankie dat ons gehoor het dat ons geduldig moet wag op die tydsberekening. Dat ons nie dinge in ons eie hande hoef te neem nie. Dat ons moet wag dat die beloftes wat U aan ons gemaak het in vervulling sal gaan. Dat ons getrou sal wees, dat ons sal vertrou en dat ons aktief sal wag. En dat ons bidend sal wag en dat ons vir U alle eer sal gee wanneer U wel reageer en antwoord op ons gebede. Dat ons geduldig sal wees, maar dat ons ook, terwyl ons geduldig is, dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons sal lewe volgens U wil en U woord. En Vader, dat ons 'n voorbeeld sal stel vir ons kinders, en dat ons dit wat in die woord vir ons opgeteken staan, dat ons dit sal uitleef, en dat hulle uit ons dade sal sien, dat ons U kind is, en dat ons gehoorsaam is. Maar dat ons ook al die mooi dinge in die lewe saam met U sal vier, dat ons 'n huis vol blydskap en feesviering sal wees, dat ons dankbaar sal wees vir die seëninge uit U hand uit, Vader, en dat ons dit nie net in ons gesinne sal uitleef nie, maar dat ons dit ook in ons gemeente sal uitleef. En daarom kom loof en prys ons U, dat U vir ons sorg, dat U in beheer is, dat U ons Vader is. Ons kom loof en prys U vir die vaders in ons lewe. Ons kom loof en prys U vir medebroers en susters wat ons ondersteun en help en dra. Ag Vader, dankie dat ons deel kan wees van 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie dat ons hierdie voorbeelde uit die woord het waarby ons kan stil staan, waaruit ons kan leer en waaruit ons iets kan put wat ons in ons geloof kan inbou, sodat ons nader aan U kan beweeg, sodat ons bekend kan staan as 'n persoon van geloof. Help ons om hierdie pad te stap. Gees van God, leer ons, lei ons, werk met ons en skaaf ons. Ons kom bid ook vir die wat siek is in ons gemeente. Ons dra hulle aan U op en ons vra dat U ook die pad saam met hulle sal stap, dat U vir hulle genesing sal gee, dat U U hand oor elkeen van hulle sal hou. Dankie dat ons hierdie dinge vandag mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus ons na Hom toe trek. Mag die krag van ons Here Jesus Christus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van ons Here Jesus Christus ons vervul en mag die seën van die almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd by ons bly. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseën. Totsiens.